Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons gaan aan met ons 3-week reeks oor te veel bagasie. Laasweek was die titel Boek jou tasse in. En Wynie het vir ons gesê, die lewe is soos 'n reis, maar ons stel ons bagasie op soos wat dit aanstap. Nou hierdie bagasie kom in verskillende vormes van sondes, gewoontes, trots, vrees of selfs verantwoordelikheid. In plaas van om met al hierdie bagasie rond te loop, moet ons van die oortollige bagasie ontslaa raak. Anders gaan ons moet betaal daarvoor. Soos wat jy op die vliegtuig moet betaal vir ekstra bagasie, soos 'n reisiger by 'n lughawe, soos ons tasse inteken. Nou is dit die tyd om my ekstra tasse wat ons ingeteken het te laat gaan. So vandag praat ons daaroor. Laat dit gaan. Kom ek lees vir jou Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoed en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou ons eerste punt vir vandag is, jy was nooit bestem om dit alles te dra nie. Stel jouself voor, iemand het 5 balle wat hy juggle. Nou elke bal wat hy juggle verteenwoordig 'n ander tas. Jy kan dalk selfs in 'n cartoonprentjie dink, maar hierdie tasse wat hy juggle is swaar en is onnodig en een tasie is dalk kleiner en een is groter, maar soos enige goeie cartoon gaan ons dalk 'n klavier of 'n huis of 'n groot kar inwerk in hierdie juggle, want dis die tipe dinge wat ons as mens probeer in die lig hou. Kom ek lees vir ons 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Besef julle dan nie dat mense wat 'n sondige lewe lei, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julleself mislei nie. Mense wat 'n onsedelike lewe lei, nie een van hierdie mense sal deel kry van die koninkryk van God nie. Baie mense vandag is vasgevang in sonde en ons dra onnodige emosionele bagasie saam met ons, te danke daaraan. Party dra sondes soos oorspel, afgoderry, haat, jaloesie, trots en hebsug. Ander dra emosionele gewig soos depressie, verwerping, trauma, onvergewensgesindheid of selfs net pyn. En so juggle ons al hierdie balle. Elkeen het sy eie dinge wat jy juggle. Dit maak iets om al hierdie balle nog in die lug te hou, dis dalk moeilik, maar die verantwoordelikheid van die bagasie is eintlik nie jy nie. Kan jy jou indink as iemand probeer om tasse heeldag in die lug te hou? Jy gaan nie so lank kan aangaan nie. Jy gaan moeg raak. Jy gaan oor dit raak. As mens die prentjie verstaan, gaan dit dalk sin maak hoekom jy moeg het en hoekom jy seer is. Want jy was nooit gemaak om al die bagasie in die lug te hou nie. Maar in die wyse woorde van Frozen, waar Elsa sê, let it go. Moet ons tasse laat gaan, ons bagasie neersit. Ons tweede punt vir vandag is, om te laat gaan verg vertroue. Dit is nooit verkeerd om vir hulp te vra nie. Om te laat gaan is nie swakheid nie, dit is 'n oorgawe. Jy kan dit nie alleen doen nie. 1 Petrus 5 vers 7 sê, gee al julle bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. Die moeilikste tasse en sakke om te laat val, is dikwels die wat gekoppel is aan ons trots en beheer. Op Sondagaande is hier 'n klomp kindertjies wat rondhardloop en hulle speel so lekker, maar op 'n Sondagaand na die diens sal hulle almal kry op die verhoog en hulle spring net af van ons 'n pa of 'n oom wat hulle gaan vang. Daai kinders gee totaal en al die beheer oor. Hulle gee alles oor en hulle sit hulle vertroue op hulle pa wat hulle gaan vang as hulle spring. Of dalk 'n oom of dalk iemand wat verbystap. Die grootste bekleierery op die lughawe word gesien wanneer mense beklei oor hulle bagasie wat hulle nie wil laat gaan nie. Want hulle tasse is dalk te swaar. Alhoewel ons die een is wat bagasie lughawe toe neem, is die lughawe se personeel die mense wat verantwoordelikheid moet vat vir al ons bagasie. Hulle is die mense wat hierdie goed vat, ons oorhandig dit aan hulle. En ja, mense het al besittings verloor op 'n lughawe, maar jou werk is om die bagasie te oorhandig, sodat hy, wat Jesus is, verantwoordelikheid kan neem vir al jou besittings. En nes daai kinders op 'n aanddiens spring van die verhoog af, want iemand gaan hulle vang, moet jy oorgee en jou vertroue in die Here sit. Ons derde punt is, rus word gevind in verhoudinge, nie verligting nie. Matteus 11 vers 30 lees as volg, want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Ware rus is nie om ons probleme te ontvlug nie, dit is om saam met Jesus te wandel, want sy juk is lig, want hy dra die meeste van die gewig, wanneer ons pad saam met hom wandel. Jesus slaap in die middel van die storm in Matteus 8, terwyl die disippels te kere gaan en hulle spoetres en hulle worry oor wat ons gaan doen,
Want ons boot gaan sink, al hierdie goed, al hulle bekommernisse kom oor hulle. Hulle raak so oorweldig deur dit. En so raak ons oorweldig in ons eie lewe. Ons is so bekommerd oor die lewe en ons eie storms. Maar hy bly rustig. Hy het geslaap in die storms. Niks is soos absoluut niks in die lewe vang hom omkant nie. So kan ons rus in die wete dat hy in beheer is en dat ons rus in hom te vind is. Die disippels is in 'n verhouding met die een wat die wind en die see maak en die volle autoriteit het oor die storm. Maar nog steeds het hulle vrees beleef op daai boot. So jou rus is nie in die verligting van die storm nie, maar jy's in die verhouding met hom wat slaap op die boot en die storms kan stilmaak. Ek wil gou 'n oomblik vat en 'n kosbare oomblik met jou deel. Waar ek wil hê jy moet 'n bietjie fokus op wie die Here is en wat hy al gedoen het vir jou. En as jy nie seker is van wat hy al gedoen het nie, wil hy hê jy moet hom beleef en hy is in die oomblik saam met jou. Dit is hy wat jou storms wil bedaar. Sê saam met my: Here, vandag laat ek elke swaar las val. Ek verruil my stres vir u krag, my besorgdheid vir u vrede. Leer my om daagliks in u te rus. En dan sê Jesus, laat val dit. Laat my dit vir jou dra. Hou op al die tasse juggle. Gee dit oor vir die Here. Laat die goed val wat jy moet laat val. Ons wil in hierdie reeks vir jou praktiese toepassings gee. Die eerste wat ek vir jou wil aanraai om te begin doen is skryf in 'n joernaal. Skryf die dinge neer wat God in jou lewe gedoen het. Skryf die dinge neer wat hy jou oorroep. Waar hy werk, waar hy angs of skuldgevoelens of al die goed vir jou 'n oplossing voor gee. Skryf dit neer waaroor jy skuldig voel en wat jy wil laat gaan en gee dit oor vir hom. Tweedens, bid oor die dinge. Bid oor die goed wat jy moet laat gaan. As 'n simboliek, vat dalk 'n tas en laat dit val of gooi dit neer. En laastens, hê 'n bootoomblik. Raak iewers hierdie week 'n bietjie stil en nooi hom in jou boot in jou lewe in. En sê Here, wat ook al ek beleef, wil ek hê u moet saam met my dit doen. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir u goedheid en u guns. Dankie dat ons as mense hierdie natuurlike behoefte het of natuurlike ding het om al ons bagasie te wil self hou en al ons eie laste te wil dra en op te sit op onsself en al die tasse te hê. Maar Here, dankie dat u ons las vat. Dankie dat u bereid is om ons tasse te vat, ons bagasie en dit neer te sit vir ons. Dankie dat u 'n lewe saam met u 'n lewe is wat nie net verligting is nie, maar lewe in rus. Dankie vir die goedheid en guns. Amen.